Ons is besig met ons reeks Breek die Droogte en vanoggend wil ek jou kom bemoedig en jou aanmoedig. Nou, die van julle wat jonger is nie so goed bekend met stoomtreine nie. Maar my pa het op spoorweg gewerk. Wie van julle het familielede of ouers wat op spoorweg gewerk het? Heb jy gesien? Ja, en 'n stoomtrein was daarom die mooiste, nê? 'n Stoomtrein was die mooiste. En wie van julle onthou nog daai liedjie Transkaroo? Nou gaan jy die hele tyd daai liedjie in jou kop sing. Hulle noem dit 'n oorwurm, net as jy gewonder het. En vanoggend wil ek 'n bietjie met jou praat oor om nie stoom te verloor nie. Wat jy hier sien is die Mallard stoomtrein. Nou die van julle wat die video gekyk het gister, die 1 minuut en 40 sekondes video, het die inleiding gekry. Hierdie is die vinnigste stoomtrein wat nog ooit gemaak is. Hy het 'n topspoed van 202.7 km behaal. En daai trein is gemaak in 1983. Hy's in die UK gemaak, hy's in Engeland gemaak. En nie 83 nie, 38, verskoon tog. En net sodat julle weet, van die 140 wat gemaak is daar net 6 oor. Nee, ek dink daar was 35, maar daar's net 6 oor. En een van die 6 se naam is The Union of South Africa. En hy was nooit in Suid-Afrika gewees nie. Die rede hoekom hy die Union van South Africa genoem word, want die Britte het al die treine vernoem na die kolonies wat hulle gehad het, en daar was 'n Suid-Afrikaanse kolonie. Is dit nie interessant nie? Net om vir jou konteks te gee van hoe vinnig 202 km per uur is, want julle dink in moderne terme is dit nie vinnig nie. Wie van julle het al op die goudtrein gery? Ek was al op die goudtrein, was nogal 'n belewenis. So jy ry so en dan die volgende oomblik dan sien jy net en dan wonder jy, wat was dit? Dan was dit die trein wat van die ander kant af verbygekom het. Maar dit gebeur net so. As jy nie weet wat dit is nie, dink jy net, hier's 'n verstoring in die spoor en dan is jy verby. Nou, die goudtrein se topspoed is 180 km per uur, maar op ons spore haal hy net 160. Want dit is mos in Suid-Afrika. Ons moet alles 'n bietjie downgrade vir Suid-Afrika. So ek wil jou net vertel hoe vinnig daai stoomtrein werklik was. Nou, ek gaan vir julle, om hierdie boodskap vanoggend te verstaan, wil ek hê jy moet in detail weet hoe werk 'n stoomlokomotief. So jy moet nou oplet, is dit reg? Want ek gaan vir jou verduidelik. So, hoe dit werk is, jy gaan in hierdie area en jy maak 'n vuur. En dan maak hierdie area waar daar baie water is warm, en daardie warmte gaan daartoe en dan stoor dit 'n ding terug en dan draai die wiele. Dis wat jy vanoggend nodig het om te weet van 'n stoomtrein. Wat jy moet weet is, dat stoom word omgesit in energie wat beweeg. Dis wat jy vanoggend moet weet. En agter dit is daar 'n man wat hulle noem die stoker. Nou ons het die voorreg om vanoggend 'n stoker in die kerk te hê. Oom Cassie, waar's jy? Staan gou vir ons op. Oom Cassie was in sy dae 'n stoker. Ja, gee vir hom 'n lekker hande klap. Oom Cassie, jy laat die wiele rol. Oom Cassie, was dit warm as jy daai vuur stook? Was dit warm? Dit is beter as hy toe is. En was dit harde werk, oom? Oom vanoggend gesê, hoeveel ton kool het oom op 'n dag gestook? 8 ton kool het oom Cassie. Was oom vuil as oom by die huis gekom het? Wat het die tannie daarvan gesê? Oom Badwil, dankie oom Cassie. So, ek weet nie van julle nie, maar lyk dit vir jou lekker? So jy die romantiese van Transkaroo, en jy die toeroe, en jy sien dan kom hy, en dan dink jy, dis so mooi, maar in daai trein is daar net 2 manne, né? 2 manne, 'n bestuurder en 'n stoker. En ek dink die stoker kry die swaarste, né, oom. Maar oom het die trein daarin bestuur ook later in van tyd, né, oom. So, wat ek volgens vir jou wil wys is, dit wat ons buite kan sien, soos die eentjie wat op die water is, en dit lyk of hy smile, want ene lyk mos of hulle smile, maar onder paddel hulle vir die dood. En dit kan wees dat dit is waar jy is in jou lewe. Dit kan wees dat jy is in jou lewe, en ek wil 'n paar verse met jou lees, vir die droogte waarin jy dalk mag wees, en ek wil volgens vir jou aanmoedig om nie stoom te verloor nie. Lees saam met my Jakobus 1 vers 2 tot 4. My broers, julle moet wat wees? Baie bly wees wanneer allerlei beproewings oor julle pad kom. Ek sien ander gelowiges sukkel nogal hiermee, om baie bly te wees in tye van beproewing. Ek sien dat baie gelowiges wat die rede het om blydskap te hê, sukkel maar hiermee. Wie van julle sukkel ook hiermee?
Okay? So om te sê, broers, julle moet baie bly wees wanneer allerlei beproewings oor julle pad kom, want soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel dit julle in staat om te volhard. Dit gaan nie daar eindig nie, en die volharding moet eintlik volgehou word, sodat dit volle geestelike rypheid kan kom sonder enige tekortkoming. Nou hoor gou hier, en hierdie is belangrik wat jy nou moet weet. Geestelike groei vind plaas in die moeilike tye. Geestelike groei vind plaas in die moeilike tye. Is dit Kennedy was geweet, of was dit iemand anders wat gesê, don't pray for better times, pray to be stronger men. Is dit dit? Ek weet nie wie dit gesê het nie, maar ek dink hier is die ding wat ons moet verstaan, is ons moenie afgeskrik word deur moeilike tye nie. Ons moet die moeilike tye gebruik om ons stoomtrein te stook. En dis waar ek volgende bietjie met julle wil praat. Dit is nie lekker nie. Dit is nie lekker om deur moeilike tye te gaan nie. Maar as ek kan volhard deur dit, maak dit my geloof ryp. Dit maak my sterker. Niemand groei wanneer dit net maklik is nie. So, ons moet die moeilike tye eintlik omarm. Dis so nodig. So, as jy in 'n droogte, moenie moedeloos word nie. Hou jou oë op Jesus en stook die vuur. En dis waar ek vanoggend met jou wil vra. Nou jy kan een van 4 tipe mense vanoggend hier wees. Jy's een van 4 tipe mense. Hier's 'n paar van julle wat jou trein ry gemaklik op hierdie stadium. Almal van ons hou van, dis waar ons wens om te wees. Daar's nie optrane nie, daar's nie aftrane nie. Dis gelyk, die stoom is al lankal in die plek. Jy stook hom net, jy hou hom net aan die gang oom. Jy kan sien ek weet niks van hierdie goeters nie, maar ek kan vaar, daar kom 'n plek wat jy gooi net genoeg kole en jy het so ritme en die trein loop en alles is voor die wind. Klop, dissel, boom. Dis 'n voortrekker idiom vir die van julle wat nie weet nie. Wie van julle is daar op hierdie stadium van jou lewe? Alles is net lekker nie. Dit gaan goed in die huwelik, gaan goed in die finansies, gaan goed met die Here, dit gaan goed by die kerk, gaan goed by die werk, dit gaan goed by die huis, gaan goed by die kar, gaan goed met alles en alles loop net mooi. Is daar van julle volgende hier? Is daar 'n paar? Wel, okay, dan is hierdie boodskap regtig vir die regte gehoor. Okay. So, maar daar's 'n paar van julle, ja, kyk my smiley. Is dit nie 'n mooi smiley nie? Dan is daar 'n paar van julle treine staan in die stasie. En ek het hierdie feite vanoggend met oom Cassie bevestig. Jy, as 'n stoomtrein koud is en hy moet nou opgewarm word. Jy moet eers 'n klein vuurtjie maak en dan moet jy 'n groter vuur maak. Jy kan nie net 'n groot vuur daarin sit nie, die pype sal bars as die druk begin. Jy moet hom eers stadig aan die gang kry. En hier's 'n paar van julle wat dalk is dit waar jy is. Jou geloof staan botstil, daar's ijskoud en jou geloof kort 'n jumpstart vir oggend. Hierdie boodskap is vir jou. Dalk is jy aan die gang, maar joh, die lewe sit net te veel druk op jou en eintlik is jy al besig om lankal stoom te verloor. Hierdie boodskap is volgens vir jou. Maar jy's 'n paar van julle wat besig is om 'n bult uit te klim en jy is regtig in 'n moeilike plek. Is in 'n moeilike tyd en dinge is regtig besig om moeilik te gaan en dit voel vir jou asof jy net moet gryp en vat om alles bymekaar te hou want dinge gaan broekskeer. Vanoggend se boodskap is vir jou. Moenie moedeloos word nie. Wat ook al jy doen, stook die vuur van jou geloof. So, waar kry ons antwoorde? In die Bybel. Staan saam met my op terwyl ons saam praat. Staan saam met my op en hou jou Bybel lekker hoog in die lug en praat lekker hard saam met my. Sê saam met my, as jy reg met daar agter. Dit is my Bybel. Ek is wat dit sê ek is. Ek het wat dit sê ek het. Ek kan doen wat dit sê ek kan doen. Met my mond bely ek, met my hart glo ek, dat Jesus die Here is. Die Here is. Amen. Jy kan jou sitplek inneem, jy kan jou Bybel oopmaak by 2 Timoteus 1, en ek gaan net 'n paar verse lees vanaf vers 3, en terwyl ons lees gaan ek 'n bietjie kommentaar lewer oor daai verse en dan gaan ons 'n bietjie dieper daarna kyk verder in die skrif. So 2 Timoteus 1 vanaf vers 3 tot 6. Vir julle wat aanlyn is, baie welkom. Vanoggend toe verras Edward Schoeman my. Edward Schoeman was in my jeug gewees in Bloemfontein. En toe ek Kaap toe kom het hy my gedurig gebel en my aangemoedig sê Edward, lekker om jou ook vanoggend aanlyn te sien. En vir die res van julle ook welkom. 2 Timoteus 1 vanaf vers 3. Paulus skryf, en hy skryf aan Timoteus, en hy sê, ek dank God, wat ek net soos my voorouers met 'n skoon gewete dien, wanneer ek onophoudelik dag en nag in my gebede aan jou dink. So wat jy hoor, daar's 'n dankbaarheid
in Paulus se hart oor hierdie geloofseun wat hy het, Timoteus. Nou ons gaan nou 'n bietjie praat oor waar Paulus is. Hy skryf hierdie brief uit die tronk uit. Waarskynlik die laaste keer, hy weet die skrif is in die muur, hy weet hy gaan sterf, en dis wat sy gemoedstoestand is. Hy gaan verder. Hy sê, ek onthou jou afskeidstrane en wil jou baie graag weer sien. Dit sal vir my 'n groot vreugde wees. Ek dink ook aan jou opregte geloof, dieselfde geloof wat al in jou ouma Louise was en jou ouma Eunice, en wat daarvan ek oortuig is ook aan jou. Nou, vir die ma's wat vandag hier sit, en vir die oumas wat vandag hier sit, waar daar mans is wat nie die Here dien nie, wil ek hê, jy moet aanhou om daai vuur te stook. Want hier is 'n jong man Timoteus, wat die geloof by sy ouma en by sy ma gekry het, waar daar nie 'n pa was wat die Here gedien het nie. So vir julle vrouens, wat die werk het om julle kinders groot te maak vir Jesus, hou aan, moenie ophou nie. Hy gaan verder. Om hierdie rede herinner ek jou daaraan, dat jy die genadegawe wat God vir jou gegee het, toe ek jou toe God jou gegee het, toe ek jou die hande opgelê het, soos 'n vuur weer moet aanblaas. Daar's my teksgedeelte vir die vanoggend. Nou, volgende wil ek 'n bietjie met julle praat hieroor, en my tema is vanoggend om die vuur te stook van jou geloof. En ek weet nie waar jy vanoggend is nie, maar ek wil jou net daai bietjie stoot. Dalk as jou geloof vanoggend morsdood in die ijskoud, dan is hierdie die regte plek. Dalk gaan jy deur 'n moeilike tyd, man, al is jou stoomtrein besig om mooi te loop, dan dink ek kan jy nou leer vir wanneer die moeiliker tye kom. Is jy gereed? Hoe stook ek hierdie vuur van my? Ek gaan vir jou 5 goedjies gee. Nou as ek 5 goedjies gee, dan beteken dit gaan kort goedjies wees, maar dit gaan goedjies wees wat saak maak. Is jy gereed vir my? Hier gaan ons. Hoe stook ek hierdie vuur? Wel, nommer 1, wanneer ek deur enige tyd gaan, dan moet ek van die staanspoor af dankbaar wees. Ek moet dankbaar wees. Dankbaarheid is 'n manier hoe ek die vuur stook. Paulus sê, ek dank God, wat ek net soos my voorouers met 'n skoon gewete dien, wanneer ek onophoudelik dag en nag in my gebede aan jou dink. So Paulus begin deur om te sê, daar's 'n dankbaarheid in my hart. Gaan hy deur 'n moeilike tyd? Natuurlik gaan hy deur 'n moeilike tyd, maar hier is die ding wat dankbaarheid doen. Dankbaarheid boost my geloof. Dankbaarheid sit my altyd op weet julle, ondankbaarheid presies die teenoorgestelde, dit dreineer my. Jy kan kyk, mense wat al ewig fout vind, wat al ewig negatief is, en wat al ewig probeer kyk waar alles skeef is, het julle agtergekom, hulle drein jou, en ek en jy moet pas op om nie so te lewe ek en jy moet as ons daai dag opstaan, moet ek dankbaar wees. Ek moet nie altyd besig wees met wat ek nie het nie. Ek moet begin met wat ek het. En wat die grootste ding wat ek het is, ek het die Here Jesus. Wie kan dit sê? En dit sit my op 'n plek om dankbaar te wees. Nou soos ek reeds genoem het, Paulus skryf uit die tronk uit. Paulus in sy brief, as jy 2 Timoteus, ek gee vir jou huiswerk, as jy 2 Timoteus deurlees, dan sien jy Paulus weet, sy dood is voor die deur. Die skrif is teen die muur, daar's nie 'n manier dat hy gaan wegkom nie, en dis hoekom hy hierdie brief skryf. Wanneer hy die brief skryf, hoor jy 'n dringendheid by hom, dat hy weet is die einde, en hy hoop so om vir Timoteus weer te sien, maar hy weet nie of dit weer gaan gebeur nie. Nou dink julle Paulus het 'n rede om negatief te wees? As ons uit vleeslike oë uitkyk. Dink julle Paulus kan sê, en hy skryf ook, hy sê, al my vriende het my agtergelaat, niemand kon ondersteun my nie. So, dink jy Paulus kon gekerm en gekla het? Hy kon, maar hy het nie. Hy fokus op die dankbaarheid wat hy het in die Here Jesus. Nou sê Paulus, selfde Paulus, wat vroeër geskryf het, 1 Tessalonisense 5 vers 18, en julle, daar's 'n blank daar, julle moet hom vir my invul. Wees in alle omstandighede dankbaar. Hoekom? Want dis wat God in Christus Jesus van julle verwag. In watter omstandighede? Wat moet ons wees? In watter omstandighede? Wat moet ons wees? OK, skryf hierdie neer vir jou. Hoekom moet ons wees? Want dit is wat? God verwag dit van ons. Hy het 'n verwagting dat ek gaan dankbaar wees. Maak nie saak hoe swaar die omstandighede is nie. Dit is hoe ek die vuur stook. Ek lewe in daardie dankbaarheid. Hoorie, ek het nie 'n graad nodig om vas te kyk aan al die negatiewe dinge in die lewe nie. Dit kom spontaan. Hierdie vlees, wanneer ek die koerant lees, wanneer ek nuus luister, kan vir jou sê, ek hoor ons het nuwe idiome wat ons besig om te skryf. Ek weet nie wat dit beteken nie, maar hulle sê die land is in sy kas in, of is in sy chops in. Ek het nie 'n klou wat dit beteken nie, maar dit klink soos braaivleis, nê?
in die kas is daar dalk braai-speserye en in die chops kan ons net braai. Maar jy weet, ek het nie 'n graad nodig om vas te kyk in al die negatiewe dinge nie. Stem julle saam? Enige ou kan dit doen. Maar dit vat iemand wat gefokus is op die Here Jesus om te sê nee. Ek gaan fokus op dankbaarheid. Dis ook die 4 stook. Ek hou my oop op die Here Jesus. Ek hou vas aan die dinge wat die Here gedoen het en ek tel my seëninge een vir een. Onthou jy haleluja liedjie? Tel jou seëninge, tel hulle een vir een. Ek gaan nie verder sing, ek kan nie die woorde onthou nie, maar julle het dit, nê. Okay, dis nommer 1. Nommer 2, hoe stook ek die vuur van my geloof? Volg die leiding van die Heilige Gees. Volg die leiding van die Heilige Gees. Galasiërs 5 vers 16 sê, laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word, dan sal julle nie soek vir die begeertes van julle sondige natuur nie. Paulus sê in 2 Timoteus 1 vers 7, dis nou waar ons is met Timoteus, nê. Die Gees wat God ons gegee het, maak ons nie lafhartig nie, maar dit vul ons met krag, liefde en selfbeheersing. Ek en jy as gelowiges wat die Heilige Gees in ons het, is nie oorgegee aan ons omstandighede nie. Ek kan nie net my hande in die lug opgooi en sê, dit het nou gebeur, ek kan myself nie help nie, en nou gaan ek in die spiraal van negativiteit en ondankbaarheid af nie. Ek kan nie. Ek het selfbeheersing. En ek het die Heilige Gees wat my lei. So, hoe lei die Gees my? Is julle reg hiervoor? Nou, ek wil hê, as julle alles vergeet, moet julle hierdie deel onthou. En ek sien baie gelowiges sukkel met hierdie ding. Ja, die Heilige Gees lei my, maar hoe doen ek dit? Hoe doen hy dit? Ek wil ook weet hoe doen hy dit. Wil julle weet hoe doen hy dit? Dis makliker as wat jy dink, hoor. Maar eers wil ek gou 'n paar uitklarings maak, want hier is eenvoudig. Ek wil 'n paar uitklarings maak. Is jy reg vir 'n paar uitklarings? Okay, uitklaring nommer 1, Kraus in Romeine 8 vers 15, rondom die Heilige Gees. Sê dit, julle het die Gees ontvang wat julle tot God se Gees roep in ons harte uit. Abba, wat beteken dit? Vader. So wat Paulus hier skryf, hy beskryf 'n teologie rondom te sê, die Here Jesus gee vir my en jou toegang tot die Vader. En wat God dan doen, wanneer ek en jy die Here Jesus aanneem, dan ontvang ons die Heilige Gees onmiddellik. Dis die Heilige Gees wat binne my jou hart is, wat bevestig dat jy 'n kind van God is. Nou, ek gaan vir jou vra, is jy 'n kind van God? En jy gaan vir my sê, ja, maar jou hart en jou kop stem nie noodwendig saam met jou mond nie. Maar die Heilige Gees sê binne, as ek vir jou vra, as jy 'n kind van God, en iets bons in jou hart, is jy, maar natuurlik is ek 'n kind van God. Daar's geen twyfel in my hart nie. Dis wat die Heilige Gees doen. Dis meer as net wat my mond sê. Dis wat my hart sê. Dis wat die Heilige Gees in my hart sê. Dis wat die Heilige Gees doen. Die Heilige Gees roep in my hart uit wat? Wat beteken dit? Die Heilige Gees maak my 'n kind van God. Het julle dit? So, wie van julle is regtig kinders van die Here? Steek gou op die hande. Wie van julle regtig? Wie van julle kan sê amen? Wie van julle kan sê ek is 'n kind van God? Geen twyfel nie. So dis uitklaring nommer 1. Wanneer jy die Here Jesus aanneem, dan maak God se Gees jou 'n kind van God. En hy woon in jou. Nommer 2, uitklaring nommer 2 is Romeine 8 vers 13. Almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God. So aan die een kant sien ons, dis God wat die aksie neem. Dis God wat jou red en hy sit die Heilige Gees in jou. Maar dan kom tog 'n verantwoordelikheid na my en jou kant toe. Ek moet toelaat dat die Gees my lei. Ek kan nie sê ek's 'n kind van die Here, maar ek volg nie die leiding van die Gees nie. Dan bedrieg ek myself. Stem julle saam? As die Gees vir my sê, hoor, hier's wat ek wil hê jy moet doen, dis wat ons gaan doen, en ek doen dit nie, dan is ek per definisie nie 'n kind van die Here nie. So dit is 'n waarskuwing ingelaai. Dit bring ons by uitklaring nommer 3. En hierdie is die grootte. Efesiërs 6 vers 17 is deel van die wapenrusting en dit sê, en neem die swaard van die Gees op. Wat is die swaard van die Gees? Dis die woord van God. Okay? So hier's die ding. As jy wil weet wat die Heilige Gees wil hê jy moet doen, lees die woord. Baie mense weet nie wat die leiding van die Gees is nie, want hulle kom nie in die woord nie. Hulle wil hê daar moet 'n stemmetjie wees wat hulle kop praat. Daai stem in jou kop, meeste van die kere moet jy hom nie vertrou nie. Meeste van die keer gaan hy jou weglei van die woord van die Here af. Wat ek nou gaan sê is noodbelangrik. Hoor mooi wat ek nou sê, want ek dink hier is baie belangrik.
God sal my nooit lei om iets te doen wat teen sy woord is nie. Dit help nie ek bid vir openbaring nie. Baie keer dan sê die woord iets, maar ek hou nie daarvan nie, nou bid ek vir die Here vir 'n ander antwoord. Wie van julle het al gedoen? Wie van julle het al gedoen? Ek lees die woord en ek sien wat die woord sê, ek hou nie daarvan nie, so wat doen ek? Ek bid vir 'n ander antwoord. En weet jy wat kry ek dan? Ek kry 'n ander antwoord. Maar daai wat se stemmetjie is dit? Dis nie God se stem nie. Vriende, ek wil net hierdie ding dalk net vasmaak. Moenie vir 'n openbaring bid vir iets wat reeds in die woord staan nie. Doen dit net. Die Gees lei jou, dis die woord van die. So, hoe volg ek die Heilige Gees? Kan ek dit vir jou maklik maak? Wanneer ek doen wat die woord sê. Doen nie wat die woord sê, dis hoe die Gees volg. Moenie daarmee onderhandel nie. Moenie vra nie, moenie daarmee onderhandel nie. As die woord sê, doen dit so, dan doen jy dit so, punt, finishing klaar. Wie kan amen sê daar? Okay, so, hier is 'n belangrike deel van om die vuur te stook in my lewe, want baie mense, dis waar jy die vanste stoom verloor, is want ek is nie meer in pas met die Heilige Gees nie. Ek luister nie meer na wat die woord sê nie, ek luister na ander stemme, ek luister na wat ek graag wil hoor, en nie meer na die woord nie, en dis wanneer my wiele afkom. Ek dink ons is nou by nommer 3, nee. 4, hoe stook ek die vuur van my geloof? Nommer 4, begin om weer Jesus te deel met vrymoedigheid. Begin om Jesus weer te deel met vrymoedigheid. Hoor wat sê Paulus vir Timoteus. Hy sê, jy moenie skaam wees om die boodskap van die Here te verkondig nie. Dit is my interessant dat Paulus dit vir Timoteus sê, want ek gaan julle nou wys op wat hy nog vir Timoteus gesê het, wat my laat wonder, was iets fout? Was iets fout by Timoteus? En ek wil nie gaan fout soek waar daar nie fout is nie, maar hy gebruik woorde soos Timoteus, jy moet. So as ek vir jou sê, jy moet iets weer doen, wat impliseer dit? Jy het dalk opgehou om dit te doen. En dalk praat Paulus vanoggend met my en jou, dalk het jy opgehou om die vuur te stook. Hy sê die lewe is so besig en ek kry nou so swaar, ek het nie meer tyd om te bid nie, ek het nie meer tyd vir Bybelstudie nie, en dan later aan die down the line, dan kom ek agter, maar my stoomtrein staan nou stil, want ek het opgehou om dit te stook. Paulus sê vir hom, jy moenie skaam wees. Jy moenie skaam wees nie. Blaas weer die vuur aan. Kom weer daar buite. So ons het gesê, dankbaarheid is die teengif. Die Heilige Gees gee my krag. Ek moet my mond oopmaak. Weet, hierdie ding is my so belangrik dat in my donkerste uur, weet julle, die kerk is gebou op die bloed van ons gelowiges voor ons. Hulle het dit nie maklik gehad nie. Hulle het die vuur bly stook terwyl hulle vervolg word. Polycarpus staan in die vuur en brand en sing lofliedere. Ek en jy moet dalk 'n bietjie stamina opbou in die geloof en nie so maklik mismoedig raak en ontmoedig raak en ons lewenskarretjie laat omval en sê, nou gaan dinge swaar met my, is nie lekker nie. Ek en jy moet verstaan, is juis in ons swaar tye, wat mense na my en jou kyk en sê, is Ulrich se geloof eg? Daar waar die tye die teerslaan, wys Ulrich regtig. Dit wat hy preek wanneer dit goed gaan, wys dit in sy lewe wanneer dit nie so goed gaan nie. Dis my en jou se kragtigste getuienis. Nou, ek wil hierdie ding by Paulus se woorde aanhaak wat hy vir Timoteus sê, hoor, jy moet aanhou verkondig, moenie skaam wees om te verkondig nie. Weet jy die maklikste manier om iemand by Jesus uit te kry is om hom kerk toe te nooi hom kerk toe. Veral as jy 'n vriend het wat deur 'n moeilike tyd gaan, dan sal hulle gewoonlik die oopste daarvoor. Moenie skaam wees om dit te doen nie. En gebruik jou moeilike tyd om aan te haak by jou getuienis oor Jesus. Dit bring ons by die laaste ene. Hoe stook ek die vuur van my geloof? Lewe met absolute toewyding. Paulus sê vir Timoteus in 2 Timoteus 1 vers 9, hy het ons gered en ons geroep om aan hom toegewy te wees. Romeine 12 vers 11 is ons ketel ene. Julle weet, 'n stoomtrein is maar net 'n groot ketel, nê? Moenie in julle toewyding verslap nie, bly altyd geesdriftig. Onthou julle daai woord geesdrif het te doen met water wat kook, aan die kook is op die punt is om te kook. Dis so ek en jy moet wees vir Jesus. Ek en jy moet geesdriftig wees. Nou hier's twee kante. Hier's wat God gee en hier's wat ons op die tafel moet sit. God gee vir ons redding in die Here Jesus. Wanneer ek Jesus aangryp, dan red hy my. Dis wat hy gee. Dis iets wat ek kan myself nie red nie. Hy red my. God gee vir ons die Heilige Gees woon in ons harte en lei ons in die waarheid en lei ons in die woord. God gee vir ons die woord wat ons vrylik kan bestudeer en daarvolgens kan leef. Hy gee vir ons krag en bo dit alles, as alles klaar en verby is, gee hy nog vir ons die ewige lewe wanneer ons laaste asem hier uitblaas. Maar daar's 'n
teenkant ook. En dis wat ek en jy na die tafel toe bring. Hier's wat ek en jy na die tafel toe moet bring. Hier is die goed wat ek en jy ook doen, uit dankbaarheid. Ons doen nie hierdie dinge om gered te word nie. Ons doen dit omdat ons gered is. Natuurlik begin ons by geloof en 'n oorgawe. Dis waar alles begin. As ek nog nie 'n oorgawe gemaak het nie, dan lewe ek nog eintlik vir myself. So ek begin by geloof en 'n oorgawe, maar dan moet toewyding wees. Ek kan nie die Here dien. Die kerk is nie 'n mall nie. Die kerk is nie 'n restaurant wat ek sê, nou gaan ek vandag hier 'n bietjie eet en môre gaan eet ek 'n bietjie daar nie. Vandag dien ek die Here en môre lewe ek vir myself nie. Dis hoe dit werk nie. Die Here verwag van my en jou absoluut alles. Geesdrif en passie. Ek en jy kan nie 'n goeie weerschristen wees en net bly wees oor die Here wanneer dit goed gaan nie. Ek en jy moet in daai optraandes, wanneer ons daai vuur stook, oom Cassie, wanneer daai vuur stook, ek was nog nie die voorreg gehad om daar te wees nie. Maar dan moet ek myself onthou, die Here is besig om my te gebruik. Ek moet myself herinner hieraan. Ek moet die vuur bly stook. Romeine 12 vers 1. Gee julle self aan God as 'n lewende en heilige offers, wat vir hom aanneemlik is. Dis die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. So, ek moet toegewyd wees. Ek moet oorgegee wees. Ek moet my lewe as 'n offer vir die Here gee. Die minimum vereiste. Wat sê ons vir mekaar? Die Here vra nie baie nie, hy vra? Hy vra alles. OK, Kenneth, julle kan vorentoe kom. Hoe stook ek hierdie vuur van my geloof? Nee, hier's nog eene. Dis nog eene, maar jy kan ons aankom. Ek en jy moet die woord bewaar. Ons het klaar gepraat oor die Heilige Gees wat die woord gee. Maar ek en jy moet die woord bewaar in ons lewe. Paulus sê vir Timoteus in 2 Timoteus 1 vers 14, wat aan jou toevertrou is goed. Dis die woord wat hy vir hom gegee het. Wat aan jou toevertrou, bewaar dit deur die Heilige Gees wat in ons woon. Hy sê vir hom, en hierdie vers het ek gedeel met die personeel nou in die week Dinsdag, gesê, let goed op jou lewe en op jou leer. Want deur dit te doen, sal jy jouself red, sowel as die wat na jou luister. Hoor wat sê die vers? Hierdie vers sê nie, jy kan ander mense red deur om gehoorsaam te wees nie. Maar wat hierdie vers wel sê is, ek en jy los voetspore. Nou die van julle wat by die mannebediening betrokke is, weet dat die voetspore embleem is. Die vraag is, die voetspore wat ek besig is om te los, as mense my sou volg, as my kinders my sou volg, as my vrou of my man my sou volg, waar kom hulle uit? Kom hulle uit? 'n dief kom net om te steel en te slag en uit te roei. Kom hulle uit in donkerte? As hulle my volg, kom hulle uit by negativiteit, by donkerte, by neerslagtigheid, neerdrukkendheid? Of kom hulle by die Here Jesus uit? Ek hoop om een ding vanoggend reg te kry, en dit is net om vir jou aan te moedig. Oom Cassie, gooi nog 'n graaf kole in. 8 ton is baie kole vir 'n dag. Gooi nog 'n graaf kole op jou vuur. Gooi nog 'n. Doen dit so. Wees dankbaar. Wees dankbaar vir wat die Here in jou lewe kom doen het. Weet jy wat? Daar's altyd rede om te kla. Daar's altyd rede om te sê iets is skeef. Moenie daar begin nie. Begin met dankbaarheid. Begin om vir jouself te sê, waartoe lei die Heilige Gees my vandag? Begin om Jesus te deel. Moenie wag vir 'n perfekte weer voordat jy Jesus deel nie. Doen dit vandag. Sit alles in. Wy jouself op nie toe in die Here. Bewaar die woord in jou lewe. Ons begin met hierdie trein. Ek weet nie waar jou trein is vanoggend nie. Ek weet nie of dit koud staan en of daar dalk niks is vanoggend nie. Maar vanoggend wil ek jou uitdaag om my eerste stapie te neem om te sê, weet jy, ons moet iewers begin. En ek kan vanoggend begin. Dalk gaan jy deur 'n moeilike tyd, dalk is dinge nie lekker nie, dalk kry jy swaar, dalk is jy besig om stoom te verloor. Jy's op die regte plek. Die Here wil jou help. Dis vir sy koninkryk. Maar dan moet ek en jy nie daar buite wees nie. Dan moet ek en jy by hom wees. En ons moet ons oë op die Here Jesus hou. Amen. Kom ons sê die ore bid ons saam. Vader, U weet waar elkeen van ons vanoggend is. U weet wie van ons kry swaar. U weet wie van ons sukkel met goed in ons lewe wat nie eens aan ons eie te doen is nie. Iets wat iemand anders gedoen het. Dinge wat skeefloop, gesondheid, finansies, ons huwelike. U weet waar elkeen van ons is vanoggend. En Here, dit kan ons batterye so pap maak, dit kan so maak dat ons stoom verloor. Maar vanoggend kom vra ek, Here, dat U vir ons sal help, dat ons sal weier om op te gee. Dat ek sal sê, maar die Here Jesus roep my vir meer as dit. Ek wil vanoggend vir jou spesiaal kom bid. En as jy vanoggend sê, maar
vir watter rede ook al, ek is besig om stoom te verloor, en ek wil vanoggend weer opnuut daai toewyding maak, daai passie maak. Ek wil opnuut weer 'n besluit neem om my engine te stook. Dan wil ek jou 'n kans gee, ek wil vir jou bid vanoggend. Staan op daar waar jy is en sê, ek wil nie stoom verloor nie. Ek wil nie laat hierdie wêreld die oorhand kry nie. Ek wil nie, maak nie saak wat die omstandighede is nie. Ek wil hê die Here moet vir my help vanoggend. Kan ek vir julle bid? Here, U sien elkeen wat staan, U weet hoekom hulle staan, U weet wat in hulle harte aangaan. En ek wil vanoggend vra dat U hulle sal ontmoet, daar waar hulle is. Kom seën vir hulle vanoggend. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.